Goeiemôre. Ons gesels met mekaar van gister af oor 'n baie besondere mens wat op aarde was, ook in die tyd van Jesus, naamlik Johannes, bekend as die Doper. Die verband tussen hierdie twee, Jesus en Johannes, is vir my baie interessant. En ek dink dit is belangrik om ook na hierdie verband tussen die twee te kyk en te besef dat hierdie ooreenkomste tussen Johannes en Jesus eintlik van Johannes 'n baie meer belangrike persoon maak as wat mense in die algemeen sou dink. Daar word ook meer na Johannes die Doper verwys as byvoorbeeld na Johannes die skrywer van die evangelie. 82 verse wat ek kon opspoor, verwys na Johannes die Doper. En elkeen van hierdie verse verwys na hierdie man as mens en sy bediening. En ons gaan 'n bietjie daarna ook kyk, maar daar's oor geen een van die ander disippels soveel persoonlike inligting gegee as juis oor hierdie man nie. En ek dink dit alles maak dit vir ons soveel meer belangrik om kennis te neem dat Johannes nie net sommer maar 'n toevalligheid was nie, maar essensieel deel van die evangelie, deel van die woord, deel van ons as gelowiges se verwysingsraamwerk. Daar is 'n paar dinge wat ek graag wil uitwys, 3 dinge tussen Jesus en Johannes die Doper wat baie interessant is. In die eerste plek is sy pa, Sagaria, ook soos Josef, Jesus se pa, vooraf ingelig dat hulle vroue 'n kind sal hê. Is dit toevallig? Nee. Daar was 'n spesifieke rede waarom Sagaria vooraf moes kennis neem dat sy vrou 'n baba gaan hê en dat hierdie baba, soos wat Jesus en Josef ook kennis geneem het, 'n besondere mens sou wees, is vooraf aan hulle paas oorgedra. In die tweede plek is albei paas ingelig oor die naam van hulle seun wat gebore sou word. Vooraf het Sagaria kennis geneem dat hy Johannes genoem moet word. Josef het vooraf geweet dat die seun wat Maria in die wêreld sou bring, Jesus genoem sou word. En weer eens, 'n bevestiging van God die Almagtige, dat hierdie twee persone deur hom met 'n doel, 'n rede na die aarde gestuur is. Die derde plek, albei se moeders was nie veronderstel om kinders te hê nie. Josef se ma, Elisabeth, sou nie onder normale omstandighede 'n baba kon hê nie, want sy was reeds te oud. Daar kom 'n stadium in elke vrou se lewe wat haar vermoë om geboorte te skenk staak, ophou, sy kan nie meer nie. En dit was in die geval van Elisabeth. En tog het sy 'n baba gehad, 'n besondere baba, 'n bo-menslike geboorte in die lewe van Elisabeth en Sagaria. Net soos in die lewe van Josef en Maria. Ons weet dat hulle nie getroud was nie, hulle was verloof. Ons weet dat hulle nie gemeenskap gehad het nie en dat Maria verstom was toe sy hoor dat sy 'n baba gaan hê. Net soos Josef. Hulle het dit nie verwag nie. Maar dit was die plan van die Here, dat ook hierdie vroutjie, hierdie jong meisie, in teenstelling met die ouer vrou, Elisabeth, albei bo-menslik 'n baba kon hê. Stem jy saam met my, dat hierdie dinge nie net toevallig is nie, maar dit praat van 'n man, wat deur die Here na die aarde gestuur is met 'n boodskap, wat tot vandag toe oor die wêreld weer klink. Dink daaraan, en luister, en word wys. Mooi dag.